Goeiemôre, het is nou vanoggend maandag 13 Julie 2026 en is nou lesing 61 vanoggend van die Groot Johannes Evangelie boek 4 wat eintlik nou baie toepaslik is en in een loop met Sabbatse lesing oor Gilgal. En ek is bly ons nou eers die Gilgal gehad en nou hierdie lesing. Hy was eintlik op gewees vir Vrydag, maar ons het toe 'n bietjie lank getrek op die eerste hoofstuk 111. So kom ons lees wat sê Joshua, 'n voorspelling van die huidige openbaringe. Onthou, hulle sit nou daar en is 2000 jaar gelede en Joshua praat nou met hulle oor dinge wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is gesprekke tussen Sirenius en ander en die meester. Kom ons lees. Nou praat die meester in hoofstuk 112 en hy sê, ek het gesê dat julle die mees buitengewone wonderlike dinge sal sien, maar afgesien van die ligsweer wat uit die vlaktes en berge deur Raphael hierheen gebring is, vanuit die binneland van Afrika, het daar nog niks verder gebeur nie, hoewel middernag reeds verby is. Ook het ek julle vroeër meegedeel, dat ek julle oë vir 'n kort tydjie sou open, sodat julle vir 'n slag eerstehands kan sien, hoe dit nou eintlik in die wêreld daar lyk. Nou dit is die wêreld aan die ander kant van die dood, gee hy nou vir hulle die belofte, dat hy hulle geestelike oë sal open, sodat hulle kan sien wat daar aangaan. En dit is nie iets wat heeltemal vreemd is in die Bybel nie. Ons het voorbeelde van Henog, wie se oë geopen is, Daniel wie se oë geopen is, Ezra in die boek 2 Ezra wat nie in die Bybel voorkom nie, sy oë is geopen vir die ander kant. En dan het ons in ons boek van herinnering die openbaring van Petrus, en daar het hy ook wonderlike dinge gesien in die lewe hierna, in die ligryke, en toe vat Vader hom ook na die ander ryke toe, waar engele mense pynig om hulle los te kry van hulle aardse gewoontes wat hulle nie op aarde kon los nie. Dit is nie 'n aangename stukkie leeswerk nie, dit is baie erg. Maar dit is in die boek van herinnering, en ons moet hierdie goed weet. Nou ons gaan sekerlik nie nou hulle voorreg deel nie, maar ons kan nou lees wat hulle ervaar het. Maar kom ons lees nou verder in die hoofstuk. Maar voordat ek dit nou doen, sê ek Joshua, en dit beveel ek julle almal, selfs, dat julle beslis aan niemand iets van wat julle gesien het sal vertel nie. Want dit sal nog baie lank duur, voordat die wêreldse mensdom ook maar enigsins ryp sal wees daarvoor. En dit is eintlik ook vir hulle siele heil glad nie nodig dat die wêreldse mensdom so iets te wete kom nie. As hulle maar hulle uiterste bes doen om Elohim bo alles en die naaste soos hulle self lief te hê, sal al die ander en verdere wel sonder meer aan hulle vir sover nodig geopenbaar word. En hierdie is 'n baie kragtige waarskuwing vir ons in hierdie tyd ook. Ons raak so begeesterd met hierdie nuwe openbaringe en ander nuwe dinge, dat ons dit so graag vir ander mense wil vertel. Wat 'n heel normale reaksie is, want as jy iets goeds ervaar, dan wil jy dit deel met die mense vir wie jy lief is, of wat naaste aan jou is. Maar hierdie mense vandag is net so min ryp daarvoor, as wat die wêreldse mense 2000 jaar gelede ryp was daarvoor. Met die verskil, dat ons mense daarom so 'n bietjie meer wetenskaplike kennis bekom het, oor die afgelope honderde jare, plus die mense se bygeloof is nie meer so erg nie. Maar die mense het verstok geraak in 'n selfgemaakte Christendom wat niks toelaat
van Vader, wat nie in die Bybel, wat 'n afgeslote boek is vir hulle, staan nie. Niks wat jy vir hulle sê wat buite die Bybel is, neem hulle aan nie. Want die kerke, die pastore, die dominees leer hulle. Vader het nog nooit geopenbaar na die boek Openbaring nie. Alles is afgesluit. Maar tog staan daar op die kansels waar ek was in kerke, so spreek die Here. Wie hulle nou Jahwe noem. Nou hoe kan jy dan sê, hy het nog nooit weer gepraat nie, as daar staan so spreek die Here. As dit so spreek die Here is, dan behoort elke ou wat agter so 'n kleedjie staan op 'n kansel, mag hy net die Bybel lees. Stem julle saam? Mag niks meer doen nie. Want hulle self sê hy kan nie meer praat nie. Joshua se koms, wat nou in hierdie woorde plaasvind vir ons, is een van die wonderlikste gebeurtenisse op hierdie aarde. Maar die kerkmens vereis dat Joshua as 'n doofstomme moet afkom aarde toe. Die woord mag nie spreek nie. Want as ons vir baie van hierdie mense sê, maar lees hierdie woorde, dit is Joshua wat hier praat. Jesus, ek sê dit vir hulle, ek het selfs die nuwe Openbaring webwerf, waar al hierdie nuwe openbaringe is. Aan die begin het ons dit gemaak met die heilige name, sodat ons Israeliet broers en susters dit kon aangryp. Deur die bank het hulle dit verwerp. Daar is nie een Israel gemeente in Suid-Afrika wat die nuwe Openbaring as gesaghebend aanvaar nie. Niemand nie. En toe gaan ek met baie moeite, toe verander ek het weer terug na die bekende name vir ons broers en susters wat in die kerke is. En ons sit die naam Jesus en God en Heer terug. Ek het maar weggebly van Here, want Here is Baal in Hebreëus, maar Heer is wat ons gebruik in die algemene taal vir meester of meneer. En nou is die boek of die webwerf waar al hierdie goed is gemaak vir die mense wat nog in die kerke is, want die uitgenooides was dit nie werd nie. En dit staan in die skrif. Die genooides was dit nie werd nie. Gaan heen op die kruispaaie en nooi almal in. Krepeles, lammes, blindes, dowes, malaatses. Wat is die kruispaaie? Ons is op die weg, die waarheid en die ewige lewe. Dis die pad van Joshua. Ons ken nie 'n ander weg meer nie. Ons was ook in die begin op ander weë. Waar hierdie weg kruis met die NG Kerkpad, of die charismatiese pad, of die AGS pad, daar moet ons die mense kry, wat geestelik in baie gevalle blind is, doof is, en melaats in die gees is vol duiwelse geeste besmet. En ons moet hulle inbring. En daarom is hierdie Philadelphia ark so 'n wonderlike voorbeeld van daai kruispad gelykenis. Want mense kom by die hek in, ons gaan nou nie uit om hulle te haal nie, hulle kom hiernatoe. En dan moet hulle Joshua ontmoet. Vir 30 dae is jy verplig om hier te wees. En as jy dan nou nie vir Joshua ontmoet het, of wil hê, of wat ook al van jou kerk leer afsien nie, dan gaan jy maar voort. Dan bly jy 'n blinde, bly jy 'n dowe. En dit was vir my so 'n heuglike dag, Sabbatdag, vir daai klein groepie mense wat daar was, dat ons tog kon hierdie gelofte aflê vir hom. Maar dan wonder jy, as jy nou na daai mense toe stap, wat nou nie daar was nie, wat die grootste deel vorm van hierdie plase inwoners. Hoe sal hulle eendag aan die ander kant, as hierdie toneel afgespeel word, en hulle sien, maar ons was minder as 20 meter van hierdie plek af. Ons het ons buike kom vol eet, maar ons het nie ons siele gevoed met die kos wat Joshua vir ons hier gegee het nie.
Maar wees versigtig om vir hierdie mense te veel op 'n slag te gee. Dat ons die nuwe openbaring moet gee vir hulle, is so. Want dit is wie almal se oë gaan open, wie hulle ore gaan open, wat hulle gaan oprig uit hulle toestand van kreupelheid, en nou sal hulle kan loop met die waarheid. Is hierdie woorde. Maar gee maar vir 'n ou die ligte kossies. En ons is nou eintlik besig met die Johannes Evangelie wat die ligte kossies is. Dit is hoe ek dit voel. Ek voel die heel eerste boek wat 'n mens vir mense behoort te gee is die jeug van Yeshua, dan die 3 dae in die tempel, en dan die eerste boek van die groot Johannes Evangelie. Maar met 'n voorbehoud. Ek wil dit noem sodat almal dit sal weet. Sê vir die leser, begin by die bruilof te Kana. Dis omtrent hoofstuk 20, daarom, hoofstuk 10, ek kan nie onthou nie. Daai eerste deel wat Yeshua verduidelik hoe en waar hy vandaan kom en hoe die eenheid werk, is vir meeste mense nie begryplik nie. So sê vir hulle moet begin lees by die bruilof te Kana waar hy die water in wyn verander. Lees die boek deur en dan kom jy terug en dan lees jy die eerste 10 hoofstukke. Dan gaan jy dit baie beter verstaan. En dan gaan hy maar aan met die boeke. Daar's 11 van hierdie boeke, 10 deur Jacob Lorber geskryf. Hy het toe gesterf in die middel van 'n hoofstuk, of net die hoofstuk klaar gemaak, en 'n volgende ou het gekom en net aangegaan. Omtrent 20-30 jaar later, met die naam van Friedrich Engels. So, ons lees nou verder hier, vers 3, maar julle, wat die eerste steenpilare van my leer is, moet vir julle self in die geheim baie meer te wete kom as al die ander saam. Nou, ons is die laaste steenpilare, en dit geld vir ons ook. Ons moet baie meer te wete kom as die gewone persoon, die gewone burgers van die land, sodat julle na enige tyd lank tog nie in die versoeking sal kom om van my leer afvallig te raak nie. Tog sal al hierdie kennis nie verlore gaan nie. En as daar vanaf nou gereken 1000 en nog nie heeltemal 1000 jaar sou verloop het nie, en my leer byna heeltemal in die vuilste materie begrawe sal wees. En dit is die toestand van die Christendom op die oomblik. Begrawe in die vuilste materie. Dink aan die Rooms-Katolieke se klomp rituele en allerhande ander sakramente wat hulle uitvoer, maar ook die protestantse kerke het almal uiterlike rituele, en die hele evangelie van die liefde is begrawe in byvoorbeeld kafeebrood en bottelstoer wyn. Dit is die nagmaal. As jy dit gebruik het, dan het jy sommer nou reguit vlekkies gekry hemel toe. Terwyl Yeshua ons het dit reeds behandel, sê die brood is my leer. Dit wat ons vanoggend lees is deel van sy leer. En die wyn is sy liefde, sy bloed, die rooi van die wyn wat ons moet drink in die gees. Nou, hoe drink jy sy wyn in die gees? Jy deel liefde uit vir Vader en vir die naaste. Hoe lyk jou wyn wat jy vir die Vader skink? Dis jou bereidheid om jou liggaam en jou siel en jou gees skoon te kry, jou hele wese te omvorm na 'n tempel toe. 'n Tempel waarin hy kan kom woon en met jou kan een word. Dit is die wyn wat jy vir hom skink. Wat is die wyn wat jy vir jou naaste skink? Dit is die klere, die kos, die huisies, die boeke, die audio's wat jy vir jou naaste gee, of die woord wat jy vir hulle persoonlik bring. Dit is die liefde, dit is die wyn. Maar ongelukkig, ek is ook in 'n kerk waar ons die nagmaal gehou het,
Daai job is die dominee se job. Hy moet dit doen. Ek is net hier om die brood en die wyn te genuttig. Wat niks beteken nie, as die innerlike van die hart nie reg is nie. Net so met die doop. Water kan jou nie reinig in jou siel nie. Jou siel moet gereinig word van die vuil van die wêreld. Dit is wat die ware doop is, sodat Vader se gees jou kan vul en jy as 'n geesvervulde wese uit daai water kan opstaan. Ek weet die kerke praat van doop met die water en doop met die gees. Dis een daad. As die doop van die water plaasvind sonder die doop van die gees, is dit 'n nuttelose daad. Dit is 'n vuil uiterlike materiële daad wat geen inhoud het nie. Ons gaan verder. My leer sal byna heeltemal in die vuilste materie begrawe sal wees. Hy sê, wanneer dit gebeur, sal ek wel in die tyd weer manne opwek, wat hier deur julle en deur my bespreek word, en wat gebeur het, woordelik sal opskryf, in 'n groot boek, aan die wêreld en in 'n groot boek aan die wêreld sal deurgee, waardeur die oë van baie geopen sal word. Let wel, nie die oë van almal nie, maar die oë van baie. En die twee mans wat hy opgewek het, se name is Jacob Lorber en Frederik Engels. En daardie boeke het ons deur sy groot genade nou in Afrikaans beskikbaar. En as jy 'n telefoon of 'n rekenaar het, kan jy dit gratis aflaai. En jy kan hierdie goed lees, kos jou nie 'n sent nie. Ongelukkig kos die boeke geld, maar die boeke is almal beskikbaar hier by Erna, die boekwinkel, en die koste is maar basies die koste van die boek. Dit wat hy kos vir ons om te maak. Nou is hier 'n baie belangrike vers 5, nota bene. NB. Nou praat hy nou nie meer, hy het hierdie ingevoeg, dit is nou nie gespreek daar waar die mense was 2000 jaar gelede nie. Hy sê dit nou terwyl hy vir Jacob Lorber hierdie woorde gedikteer het. En hy sê, jy, my knegt en skrywer, Lorber, dink nou dat ek destyds, dink jy nou dat ek destyds nouliks iets daaroor sou gesê het? Wil jy dan ook so swak in die geloof word, soos wat jy nog in jou liggaam is? Kyk, ek sê vir jou, dat ek selfs jou naam, en meer name van ander, aan Sirenius en Cornelius genoem het, en dat hulle nou ook met baie blydskap getuie is, van dit alles wat ek jou nou laat neerskryf. Maar aan die einde sal ek ook aan jou die name van mense bekend maak, wat gereken vanaf nou, binne 2000 jaar, nog groter dinge sal opskryf, en verrig, as wat jy nou doen. Onthou dit eerstehands, en skryf alles in die volste geloof neer. Wonderlike belofte, dat 1845 jaar, die omtrent 1800 jaar later, min of meer 10 jaar, het Joshua hierdie man opgewek, en het hy aan hom nie net die groot Johannes evangelie gedikteer nie, maar oneindige klomp ander dinge, oor die toestande van voor die vloed, oor die toestande op verskillende planete, op verskillende sonne, toestande wat in die hiernamaals vir verskillende vlakke van siele, ligsiele en duistersiele is, en baie goed, oor die skepping van hierdie aarde. Daar's 'n boek Natuurgeheime, wat baie diep en moeilik was vir my in die verlede, maar ek het hom nou onlangs weer gelees. En met al die kennis wat ons nou gekry het, is dit so 'n wonderlike openbaring.
maar 'n baie moeilike goed. Maar al hierdie dinge het hy nou vir hierdie skrywer gegee. Maar hy sê vir Lorber in 1845 tot 1864, dink ek, het hy geskryf, ek gaan nog manne opwek na jou, en hulle gaan dinge oprig. Hier sê hy dit. Goed, die groot dinge verrig. En duidelik verwys hy hier na Sabbat se herdenking van die Gilgalwiel. Want die Gilgalwiel se oprigting en hierdie woorde van Vader, die nuwe openbaringe, die koms van Yeshua, die middelaar van die nuwe verbond, is een. Dit kan nie geskei word nie. Alhoewel ons uiterlik daar by die klippe staan om die boom, is dit in ons hart, is dit ons harte wat ons verander het van klip na vlees. Yeshua se gees is die senter van waar ons staan, en hy is die enigste een op wie ons fokus. En ons kan nou fokus en tot in die hoogste geestelike vlak kom, deur al die ander openbarings wat na Jacob Lorber gekom, wat hy ook hier vir ons voorspel. Byvoorbeeld Bertha Dat se openbaringe het ons geweldig laat groei in die gees. Ook die 2 boeke deur Duitsers, en dit is snaaks dat Vader dit almal deur Duitsers laat doen het, maar ons sal nou die rede kry. Daar is nog deur die boek, die nuwe Bybel wat ons ontvang het, ook van Duitsland af. Die boek, die weg na eenheid deur die liefde, ook van Duitsland af. Ons ken nie eers daai mense se name nie. Alhoewel 'n deel van die nuwe Bybel geskryf is deur 'n dogter hier in die boerevolk. Die boek van die wysheid en die bekragtiging. Maar hierdie goed is als al voorspel vir die manne wat 2000 jaar gelede saam met Yeshua op hierdie berg sit. Dit is nou middernag en hulle kry hierdie wonderlike lering. Vers 6. Sirenius is hoogs verbaas daaroor en Cornelius vra my meer uit oor die manne aan wie dit gegee sal word. En ek gee hulle gegevens oor die burgerlike stand en die karakter en noem selfs die name en voeg daaraan toe. Een van hulle, aan wie wel die meeste geopenbaar sal word, meer as nou aan julle almal, sal in manlike lyn, reguit lyn, afstam van Josef se oudste seun, en dus ook liggaamlik 'n egte nakomeling van Dawid wees. Hierdie ding is baie, baie belangrik. Joshua, via sy moeder, het ook afgestam uit die lyn van Dawid. Dit is die stam van Juda, en in die stam van Juda het jy ook nou die lyn van Dawid, is 'n uitgesoekte lyn. En dit is die lyn wat suiwer gehou moes word, sodat Miriam die suiwerste vrou op aarde was, ten tye van die geboorte van Yeshua. Toe die Vader 'n reeds verwekte embrio in Miriam se baarmoeder geplaas het. Hoe dit gedoen was, gaan ons nie nou aan nie. Die skrif is duidelik wat sê dat die Heilige Gees het dit verwek. Toe Josef ongelukkig raak dat Miriam verwagtend is en hy was nie deel daarvan nie. Toe sê die engel, en ons weet nou dit is die engel Gabriel, wat vir haar omgesê het, wees rustig, wat in haar verwek is vanuit die Heilige Gees. Nou stam Jacob Lorber wel af van dieselfde lyn, want as jy die genetiese lyn lees van Josef in die Nuwe Testament, stam hy ook van die stam van Dawid af. Ook een van die suiwerste manne op daai stadium, wat gekies is as beskermer van Miriam, want hulle was toe nog nie getroud nie. Maar Miriam is deur die lot in die tempel na hom toe verwys. En daar het ook bonatuurlike dinge gebeur. As jy wil weet, gaan lees die eerste 2 boeke van die boodskap in die boek van herinnering, die evangelie van Jakobus en Thomas.
daar sal jy wonderlike dinge kry. Maar dit is vir my so belangrik dat Joshua dit nou pertinent so sê. Hy sal weliswaar net soos Dawid swak wees na die vlees, maar daarvoor geestelik des te sterker. Dit gaan met hulle goed wat hom, Jakob Lorber, sal hoor en hulle lewens daarvolgens sal rig. Soos vanoggend waar ons nou hierdie woorde hoor en ons lewens daarvolgens rig. Jakob Lorber, swak van die vlees, hy kon nie sy job klaarmaak nie en sy liggaam was maar baie swak. Ek dink dit het ook baie te doen met wat 'n gevolg is van so baie sit en skryf. Daai man se oë oopgemaak het en hy het opgestaan, dan hoor hy die woord binne in hom, dan sit hy by sy skryftafel en begin hy skryf. As hy iets wil gaan drink of wil eet, dan hou die woord op tot hy klaar geëet het. As hy weer neer gaan sit, hy beskryf dit self, dan kom die woorde, stroom dit in. Dis nie sy woorde nie, hy kom van 'n ander bron af, dit kom van bo af. En dan pen hy dit net neer in Duits. So dit is wonderlik hoe Vader nou met hom gepraat het, maar tog vir sy apostels, want hulle was almal hier, gesê, dit sal nog so gebeur. Maar ook die ander belangrike geroepenis sal meerendeels van Dawid afstam. Want hierdie dinge kan slegs aan hulle gegee word, wat self liggaamlik daarvandaan kom, waar ook ek, Joshua, liggaamlik vandaan kom. Want ook ek stam deur Miriam, die moeder van my liggaam, van Dawid af, omdat Miriam ook 'n volkome suiwer dogter van Dawid is. Weliswaar sal hierdie nakomelinge van Dawid hulle self in die tyd hoofsaaklik in Europa bevind. En hierdie is kern inligting vir ons. Die stam van Dawid en Juda is nie te vind in die Midde-Ooste waar Israel nou is nie. Nog minder in Palestina en nog minder in deesdae die nuwe mode is ook in Ethiopië nie. Dit is nie daar nie. Dit is in Europa. En omdat Vader hierdie nuwe openbarings deur Duitsers gegee het, glo ek dat die kern van Juda Duitsland is. Duitsland wat die huis van Juda verteenwoordig, bestaan uit 2 stamme, Juda en Benjamin. En ons het nou uit die geestelike ervaring wat ons het oor 30 jaar se lering, het ons nou die verdere bewys al in die skrif gekry, dat Benjamin die boervolk is, aan die eindtyd. Hoofsaaklik, onthou die boervolk, net soos die Duitse volk, bestaan uit al die stamme, maar die kern in die gees is Juda, en by ons is die kern in die gees is Benjamin. Daarom is ons genoem, of Benjamin genoem, omdat Benjamin beteken, Ben is seun van die suide, of seun van die regterhand, maar in hierdie konteks seun van die suide, en dis hoekom ons in die suidland is. En dit is hoekom by ons sal die meester hom openbaar volgens Henog 77 dink ek. In die suidelike kwartier sal ek neerdal. Nou daar's net een suidelike kwartier. Kan nie Suid-Amerika wees nie en kan ook nie Australië wees nie. Ons is in die suide. En daar het nog altyd 'n band bestaan tussen Juda en Benjamin, tussen die boerevolk en die Duitse volk. In die wêreldoorloë wou hulle gehad het hierdie Unie-regering dat ons boere moes veg teen die Duitsers. En hulle het so gerebelleer daaroor dat daar 'n rebellie plaasgevind het. En dat duisende boere
onder baie bekende generaals getrek het Suidwes-Afrika toe, om daar die Duitsers te help. En toe het hulle naby die Oranje rivier aan die ander kant, het hulle die Duitse gouverneur ontmoet, en daar is 'n kontrak gesluit, dat Duitsland altyd vir die boerevolk sou kom help. Daai traktaat is nog lewend en is in Duitsland en word deur 'n sekere faset van Duitsland, wat natuurlik nou die regse Duitsers, die behoudendes is, word dit nog geëer en in stand gehou. Hulle weet daarvan. En Oom-Siener was getuie, en toe daai kontrak geteken is, toe sê Oom-Siener, kom ons gaan terug, en kry maar die tronkstraf of die 4 pelleton. En die boere het omgedraai en teruggegaan. So, hierdie geskiedenis pas so mooi in mekaar. En hier lees ons dan, dat hierdie mense hulle in Europa bevind, in die tyd na Joshua, in die tyd voor die einde. En ongeveer in die jaar 1600s, het baie duisende van hierdie Europeërs, wat gevlug het vir die Rooms-Katholieke kerk en die keisers en konings wat die kerk agter die kerk gestaan het, vlug hulle na hierdie land toe. En volkekundiges beweer, ons het in die skool geleer, ons is meer Hollandse afkoms, maar volkekundiges beweer, ons is baie meer Duits afkomstig as Hollands. Maar ons stam uit Duitsland, Holland, België, Engeland, Frankryk, al die Europese lande was alreeds vol van die saadlyne van Israel. Maar die konsentrasie van die stam van Juda, en meer besonder die stam van Dawid, was nou in Duitsland. En hier sê Vader, presies, dat dit so is. Besluit maar self of jy dit wil glo of nie. Baie mense sê, ja, maar ek kan nie met hierdie goed saamgaan nie. Wel, jy is nie teen Jacob Lorber nie, jy is teen Joshua self, want dit is nie die Duitserse woorde nie. Maar daarom sal hulle nogtans heel suiwer en egte nakomelinge van die man na Elohim se hart wees, en in staat om die groot ligkrag uit die hemel te dra. Nou hierdie voorouers van ons het gevlug uit Europa, baie min dinge saamgebring, maar in elkeen se hand was die groot Statenbybel. 'n Voorlaaier en 'n Statenbybel, dis waarmee hulle hier aangekom het. En waarmee hulle dan hulle gevestig het. Nie, soos ons in Amerika sien, of dit waar is of nie, weet ek nie, soos 'n klomp goudsoekers en cowboys en allerhande goed, wat net uit is om wêreldse skatte bymekaar te maak en almal dood te maak daarvoor nie. Dit was nie in die inbors van die boer nie. Hy het hier sy grond kom kry, hy het sy grond mak gemaak, en hy het geproduseer vir wat die Hollandse regering wou hê, en later vir wat die Engelse regering wou hê, wat toe die Kaap oorgeneem het. Hulle het hulle eenkant gedra. Hulle wou nie meng met enige iets van die Engelse later aan nie. En dit is juist daarom wat die groot trek plaasgevind het. En die daaropvolgende geskiedenis wat julle almal ken. Op 'n aardse troon sal hulle wel nooit kom nie. Maar des te meer sal daar in my ryk trone op hulle wag. En ek sal my broers altyd gedenk. Ook die meeste van my leerlinge wat hier is, stam in manlike linie van Dawid af, en is daarom liggaamlik in alle erns my broers, behalwe die een wat nie van bo, maar suiwer van hierdie wêreld afkomstig is, naamlik nou Judas Iskariot. Hy hoort weliswaar nie daarby te wees nie, en tog moet hy wel weer daarby wees, sodat dit wat geskryf staan vervul kan word.
So sien ons nou dat Judas Iskariot is uitgekies om verraad te pleeg en aandadig te wees aan die moord van Yeshua. En elkeen van ons wat vanoggend hier sit is ook uitgekies. Hy sê vir Jeremia in Jeremia 1 vers 5, voordat jy in die moederskoot gevorm is, het ek jou geken en het ek jou geroep as 'n profeet vir die nasies. Nou voordat ek en jy in die moederskoot gevorm was, het hy ons ook geken. Waarvoor het hy jou en my geroep? Weet jy al waarvoor jy geroep is? Of stel jy so min belang daarin, dat jy dalk geroep is om verraaier te wees? 'n opponerende mag teenoor Yeshua se woord. Want hoe meer ek kyk na die dinge in die geloofstrukture van Suid-Afrika, veral in ons regse boere gemeenskap, sien ek mense wat geroep is as Judas Iskariots. Want hulle verraai Yeshua. Hulle verloon hom. Verloon beteken hulle getuig teen hom. Wat 'n hartseer ding is dit dat jy geroep is om daai verraad te pleeg. Maar onthou, enige mens kan verander. As Judas Iskariot sy gedrag verander het en 'n nederige, onselfsugtige liefde vir Yeshua begin dien het, sou hy nie die verraad gepleeg het nie. Sou iets anders gebeur het om Yeshua uiteindelik die groot offer te laat betaal vir jou en my sondes. Maar hy het al stadig vasgehou aan dit waarvoor hy uitgeroep is, uitgekies is. As jy nog nie weet nie, vra vir Vader, waarvoor het U my gekies? Help my, gee vir my insig, en jy sal dit in jou gees kry. Nou sê Sireneus vers 9 heel verwonder, dus slegs aan die nakomelinge van Dawid sal U altyd U wil openbaar, is Matael, Zinka en Sorel, dan ook nakomelinge van die groot koning. Want aan hulle openbaar U nou tog ook dieselfde as aan die nakomelinge van Dawid. Yeshua sê, vriend, hier geskied dit nie langs die weg van geheime openbaring nie, maar deur die woord wat in die openbaar gespreek word, en wat vir elke liggaamlike oor goed waarneembaar is. Maar dit is heel wat anders om die geheime innerlike woord, soos nou aan Jacob Lorber, wat hy dit ontvang het, te hoor wat uit my hart in die hart kom van die een wat dit in homself hoor. Dis iets heel anders. En as Vader so met jou praat, dan kan jy redelik seker wees dat jy uit die lyn van Dawid afstam. En so het ons in die afgelope jare baie profete hier in Suid-Afrika gehad, wat die woord van Vader vanuit sy hart gehoor het. En daarvoor moet daar al 'n bepaalde voorbereide lyn van mense wees, wat innerlik in staat is om die almag en onbeperkte krag van my woord te verdra. En dis baie belangrik, dat hulle in 'n baie hoë geestelike vlak sal wandel, en hulle self nie verlaag, om dan sodoende inspraak te kry van laag geeste nie. Daarom moet 'n hoorder van Vader se woord, wat uit die lyn van Dawid kom, homself onberispelik gedra. Daar mag nie hoerery wees nie, daar mag nie dronkenskap wees nie, daar mag nie dwelms betrokke wees nie. Al hierdie goed is uiters belangrik, want sodra jy in daardie emosie beland wat hierdie substansie jou inbring, dan onthou Satan saam met sy ore baie wyd oop en hy kyk, en hy sal daardie persone wat Vader se woord ontvang, baie kragtig aanval. En dan is die ergste aanval
dat hy ook woorde spreek, wat hulle dan neerpen, en in hulle verwarde toestand, kan hulle nie onderskei van, is dit van God self, of is dit van lae orde geeste nie, van die bose nie. En dit is baie, baie gevaarlik. Want elkeen wat nie daarop voorbereid is nie, sou al deur een jota, wat regstreeks van my afkomstig was, dis 1 komma, die jota is 'n komma, vernietig en gedood word. Sodra dit egter geskryf is, mag mense met 'n goeie wil en goeie bedoelinge dit wel lees. Dit sal hulle nie slegs nie dood nie, maar versterk en krag gee vir die ewige lewe. So die mense wat Jacob Lorber se woorde kan hoor, is nie noodwendig almal uit die stam van Dawid nie, maar sal uit al die ander stamme wees. En hierdie woorde sal vir hulle ook van baie betekenis wees. En selfs verder, aan heidene met 'n goeie wil, sal hierdie woorde vir hulle ook help. Dit sê Joshua op verskeie plekke. Maar as slegte wêreldse mense dit sou lees om dit te bespot, sou dit hulle ook, hoewel dit slegs geskryf is, vernietig en dood. En ek is jammer om te sê, hierdie slegte wêreldse mense is hoofsaaklik in kerke en gemeentes, waar hulle glo hulle dien vir God, maar hulle vervloek hierdie boeke, hulle vervloek hierdie openbarings, breek dit af. En dit is wat Joshua na verwys, wêreldse mense, al sit hulle en dink hulle, dat hulle al die kennis van die Bybel in pag het. En ek sê dit weer, nie net kerke nie, maar gemeentes, wat gevorm het nadat mense uit die kerk gegaan het, wat niks wil weet, wat Joshua se woorde nie herken as sy woord nie. Nou weet jy ook hoe hierdie sake staan, en ek sê nou dat julle gereed moet hou, om die wonders van die wat word, die wat is, en die wat ewig bestaan te aanskou. Sirenius sê, meester, ons is wel gereed om te aanskou, wat u groot en besondere barmhartigheid ons sal bied. Maar ek sou graag eers nog, voor dit 'n baie kort vraag deur u beantwoord wou kry, as dit moontlik was. Joshua sê vir hom, vra maar en ek sal jou antwoord. Einde van die hoofstuk. Hier het ons 'n onomstotelike bewys. Aan wie, hoekom hierdie woorde aan ons gedikteer is. En soos wat ek in die vorige lesing gesê het Vrydag, dit is die een en alles enigste profeteskool wat suiwer is. Vergeet al hierdie profeteskole reg oor die wêreld, of leraarskole, of wat noem hulle die goed? Kweekskole. Alles daardie goed is menseleringe, wat uit deur mense opgerig is, later deur mense verander is, en wat geweldig baie menseleringe saamgesleep het, sodat die kern van die lering van Joshua verward geraak het en vermeng geraak het. En die kern van sy leer, wat amper op elke bladsy van hierdie nuwe openbaring is die liefde. En dit is hoekom jy weet, dit is reg. Maar, ook net omdat jy liefde in jou het. En mense wat nie liefde in hulle het nie, skiet hierdie goed baie, baie vinnig af. Want dit is baie lekkerder om skrifkennis te hê en mense almal te beïndruk met jou kennis van die skrif. Terwyl dit nie so maklik en lekker is om in die onsienlike
naaste liefde dienste bewys nie. Sodat die regterhand nie weet wat die linkerhand doen nie. Mense wil altyd gesien word, gehoor word en geprys word. Daai man, nee, hy's nie eens 'n dominee, maar hy ken sy Bybel. Baie nice, dis goed so. Maar wat doen jy? Wat doen jy met daai kennis? Dis soos ons nou die dag gelees het, soos om die lekkerste kos te vat, in jou mond te bring, te kou, dan spoeg jy dit uit. Hoe lank gaan jy nog lewe, as jy dit met elke maaltyd doen? Gaan nie baie lank lewe nie. En dis dieselfde, om hierdie woorde, of selfs die evangelies in die Nuwe Testament, te lees met vreeslike opgewondenheid, en, ek kan nie vir julle vertel, hulle sê, hoe mooi is dit, nie die woord het my so getref, maar hy tref jou, maar jy doen dit nie. Jy doen nie die bergpredikasie nie. Jy haat jou medemens. Jy's vol nyd en jaloesie. Jy's skinder. Jy's nog vol verslawings van die wêreld. Maar die evangelies is so mooi. Ek is so mal oor die Bybel. So een vrou eendag vir my gesê, sy sê, ek is so mal oor die Bybel, maar my bediende is nog meer heilig as ek, want ek het eendag 'n asbakkie op die Bybel neergesit, toe sy my berispe en hom afgehaal. Dis hoe ver ons mense in hulle kerklere kom. Alles uiterlik. Uiterlikhede sonder die innerlike gees van liefde werking is sinneloos. Amen.